welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Joey Niemann. Sy is die skrywer van Hoekom jy 70x7 en die sleutels tot oorwinning. En sy gaan vir ons vertel in haar getuienis hoe sy hierdie emosies gehad het op 'n volwasse ouderdom, waar sy soos woede-uitbarstings gehad het en onvergifnis en daar is soveel dinge wat sy deurgegaan het, maar nooit besef het dat hierdie simptome eintlik wortels is van haar jong dae nie. So ons gaan vandag 'n bietjie luister waardeur sy gegaan het en haar uitdagings wat sy gehad het, en ek glo hierdie gaan iemand vandag help om ook tot daai wortels te kan kom wat jou so in gevangene hou. Kom ons luister wat Joey sê. Joey, baie welkom. Baie dankie, dit is my groot voorreg, Janita. Vir 50 jaar, jy sê in jou boek, hoekom jy 70x7, vertel jy vir ons waar jy vir oor die 50 jaar met hierdie woede-uitbarstings en irritasie en onvergifnis gesit het, maar nooit besef het hoekom jy so voel nie. Vertel vir ons 'n bietjie jou uitdagings in jou volwasse lewe. Ja, Janita, weet jy, dis nogal 'n pad wat 'n mens stap en weet jy, 'n mens tree op in situasies en selfs weet jy nie eers dat jy sit met onvergifnis nie. So my pad was, ek was 'n absolute riller. So my liewe familie en almal wat met my te doen gehad het, het regtig die slegte gedeelte van my gehad, waar ek met woede-uitbarstings gesit het. Maar weet jy, hier's die ding, wanneer dit onafgehandelde goed is dit soos 'n drukkoker. Ja. En as jy kan jouself voorstel, as jy weet 'n drukkoker aansit en jy hou hom op hoë hitte, een of ander stadium gaan hierdie ding gaan hy ontplof, en dis presies wat met my gebeur het. Ek het as gevolg van my verlede en alles wat met 'n mens gebeur, want ons is niemand gevrywaar van enige iets nie, het al hierdie goeders het in hierdie pot ingegaan. En elke keer as daar 'n trigger gekom het, dan begin hierdie drukkoker en hy bou op en hy bou op en hy bou op. En op een oomblik kan jy een klein dingetjie doen en dan explode hierdie druk. En dan is dit nag. So nag dat wanneer ek in hierdie verskriklike woede-uitbarstings gegaan het, en ek praat van regtig erge woede-uitbarstings, weet jy, dan is dit letterlik soos 'n klomp mure wat so uitskuif onder my voete. Mense het net gate gesoek want hulle het nie kans gesien meer vir hierdie aanhoudende patroon wat plaasvind, en almal loop op eiers, want jy weet, wat doen jy? Jy kan niks doen nie, want dan's ek op jou en gil en skree en dan spaar jy niemand eintlik enige iets nie. So ja, dit is regtig 'n baie slegte plek om te wees, en ek dink net as mense besef hoe ernstig dit is, wanneer 'n mens in frustrasie, irritasie, in woede-uitbarstings, al hierdie goeders is so gegrond, daar's iets agter hierdie goed, wat ons laat optree, hoekom ons so optree. Ek lees in jou boek waar jy op 'n stadium gesê het, jy het ewen gevoel jy wil koppies stukkend gooi. Ek onthou, ek kon myself so vergelyk het met daai deel, want ek onthou vroeg in my getroude lewe, het ek daai trigger gehad, wat net skielik, wat ek net hierdie woede-uitbarsting gehad het, dan het ek gevoel of ek my koppies wil uithaal en ek wil elke ene tussen op daai muur net stukkend gooi, net om van my frustrasie ontslae te raak. Want ek het nooit besef eintlik ek weet hoekom ek so gevoel het, maar ek het nooit dit gaan uitsorteer nog nie. Ek het net die hele tyd met daai gevoelens, met daai emosies, want die emosies is eintlik maar net jou, dis nie die wortel nie, dis nie die simptome van die wortel, en dit is wat jy mee gesukkel het, is ook, want jy sê ook op 'n stadium, jy wou borde en koppies stukkend gegooi het. Jy het actually, dus ek was baie bekend eintlik, vir die enetjie wat als rondgegooi het, so, as die druk te groot geraak het en jy het nie geweet hoe om die goed te hanteer nie, dan vat jy jou beker, en ek het al glasdeure so stukkend gegooi, en dit het my duur prys gekos. So, wanneer ek nie geweet het wat om te doen nie, en om die situasie te hanteer nie, dan het ek op daai ekstreem gedeelte het ek uitgegaan, en dan het ek verwoesting gesaai, so ver as wat ek kon, en dis letterlik nie net verwoesting met fisiese goed nie, maar ook verwoesting met woorde. Jy weet, ons het met woorde, het ek mense regtig baie skade aangerig. Jy weet, dit is letterlik, jy voel of jy geen beheer het nie, die oomblik as hierdie goed gebeur, dan is dit net, dis 'n uitvloeisel van soveel gemors wat daar lê, en jy gooi dit net eenvoudig oor hierdie mense, en jy doen net eenvoudig onbeheerst al hierdie goed. En as mense sê, maar hoorie, jy moet selfbeheersing toepas, maar hierdie goed is so, ek wil sê so ekstreem,
dat jy net absoluut, daar's geen manier dat jy net 'n selfbeheersing op dit kan toepas nie. So dis baie erg. Maar hulle sê, soos jy ook sê, seer maak seer. Absoluut. So jy het verhoudings seer gemaak, mense seer gemaak as gevolg van woorde en so het verhoudings ook skade gekry. Maar wanneer jy 'n trigger gekry het, hoe het jy op die ouend agtergekom oor maar ek moet hierdie trigger terugvat na my kinderjare toe. Soos kom ons vra gou eers, wat het jou getrigger? Geef vir my 'n voorbeeld van wat het jou getrigger en dan gesels 'n bietjie met ons en hoe het jy agter dit gekom, wat is die trigger? Hoekom het jy die trigger? Van waar af is dit? Wat is die wortel gewees in jou kinderjare? Weet jy, dit was regtig 'n lang proses waardeur ek gewerk het en ek gaan hierdie voorbeeld gebruik. Ons het eendag 'n vriendin by ons kom kuier en ons het 'n movie gekyk. Ekskuus, ek gaan nou baie Afrikaans en Engels praat. En weet jy, dit het alles gegaan oor molestering, hoe hierdie dogtertjie gemolesteer is. En weet jy, toe ons klaar is, toe gesels ons bietjie oor die movie. En sy sê toe, die vriendin sê toe 'n ding van, as daar molestering was, dan sal jy agterkom dat daai persoon gewoonlik seksueel baie vroeg aktief is, of wat ook al gebeur in die ouderdom. En daar het ek agtergekom, maar weet jy wat, hier is 'n fout. En eintlik het ek berading met mense toegepas, sonder om te besef, dat eintlik het Abba Vader hierdie proses vir my al reeds begin leer. En daar het ek besef, maar okay, ek sit met 'n probleem. Want wanneer 'n mens kom by masturbasie en al daardie goed, dan moet jy besef op 'n vroeë ouderdom, daar's ergens 'n probleem. En as gevolg van dit het ek besef, maar weet jy wat, ek gaan nou moet kyk, hier is 'n probleem. En ek het begin bid en ek het vir Abba Vader gevra dat hy vir my moet wys. En so het dit gebeur dat, of kan ek so stel, wat gebeur is, wanneer 'n trauma situasie te groot is, dan is ons, veral as dit op 'n baie vroeë ouderdom, dan blok ons hierdie goed. Want jy kan nie hierdie goeders, jy weet nie wat om met hierdie klein mense, weet nie wat om dit te doen nie. Dan blok ons dit. En dit gaan lê alles hier in ons onderbewussyn. En die oomblik as dit daar is, lê dit daar. Ek sê altyd vir mense, dit is soos, jy het 'n rekenaar program, jou harde skyf, en ons onderbewussyn werk soos daardie harde skyf. So elke keer wanneer iets met ons gebeur, of dit nou verwerping is, of dit nou vrees is, of dit nou minderwaardigheid, of maak nie saak wat die leen daar is nie, gaan ons in ons maak 'n leer in ons onderbewussyn oop. En nou elke keer gebeur 'n situasie, dan gaan storieë daar, maar jy reageer uit jou onderbewussyn. Reageer jy sonder dat jy besef die goed lê daar. So ek het begin bid en ek het vir Abba Vader gevra dat die Heilige Gees my begin oopbreek. Moes daar ergens in my lewe so iets gewees het. En toe het ek besef, maar okay, molestering het al baie vroeg, so tussen die ouderdom van 3 en 4 was ek al reeds gemolesteer. En hierdie was die uitvloeisel. So al hierdie goeders het met my gebeur en ek het besef dat daar was die groot oorsaak van eintlik van 'n jong dogtertjie af, was ek al reeds in hierdie woede. So enige iets waar mense jou nie gehoor het nie, want ek was altyd stil gemaak. So omrede ek uit 'n agtergrond kom van bly stil, jy's die jongste, bly stil, moenie dit nie nou doen nie. Nou begin jy optree uit daai situasie uit. Nou bly jy stil. En niemand wil luister nie, want almal sê vir jou, bly stil, nie nou nie, ons praat later. Niemand wil luister. So ek het met hierdie aggressie, het ek eintlik al vanuit 'n ouderdom wat ek nou regtig kan onthou, sal ek sê omtrent hier van 5, 6 jaar, onthou ek het skool gehou vir poppe, en dan het ek die poppe op die bed uitgepak, en dan het ek hierdie woedebye op hulle uitgehaal, vir hulle gegil en geskree, en gesê, julle moet luister, en dan slaan ek hulle, die plante het deurgeloop. So al hierdie goeders was eintlik triggers, so die oomblik wanneer iemand nie vir my geluister het nie, in my later jare, dan word ek kwaad, want julle wil nie hoor wat ek sê nie. So dit was vir my grootste goed, want ek was ook in besigheid al die jare, en dan luister die personeel nie, dan word ek kwaad. En as ek vir hulle opdrag gegee, dan luister hulle nie, dan word ek kwaad, want dit is as gevolg van niemand wil luister nie. Julle wil nie hoor wat ek vir julle sê nie. So daai was 'n baie groot trigger in my lewe gewees, en dit was 'n groot uitvloeisel oor hoekom ek so opgetree het, en natuurlik buiten vir dit baie negatief. Ek dink nie dat daar was ek was die mees negatiefste persoon ooit. Daar was geen positiwiteit wat uit my mond uitgekom het nie. Nou al hierdie goeders het maar opgebou.
So hierdie triggers is regtig waar goed en as ek dit so kan verduidelik. As jy besef, ons as mens besef dat ons het 5 sintuie, wat ons sien, wat ons hoor, wat ons ruik, wat ons proe, wat ons voel. So wanneer jy in die moederskoot alreeds ontwikkel is, wanneer daai fetus se hartjie klop, is hy 'n geesmens. En maak nie saak wat gebeur nie, daai geesmens reageer uit hierdie emosionele, want omdat dit gees is, God is gees, en hy is emosioneel. God is 'n emosionele God. En ons is emosioneel geskape. Ons is net nie veronderstel om al hierdie negatiewe goed te hê nie. So wanneer hierdie goed met ons gebeur uit die moederskoot al, dan begin hierdie emosies ontwikkel in jou van jy weet jy voel I don't belong. Jy weet jy daai verwerping kom in. So wanneer ons deur ons omstandighede hierdie 5 sintuie ontvang ons al ons inligting. So alles wat met my en jou gebeur is goed wat met ons sintuie te doen het. Ons voel wanneer ons geslaan word. Okay. Jy ruik wanneer jy gemolesteer is deur iemand met 'n drank asem of 'n slegte asem of wat ook al. Jy sien situasies opduik, ouers wat beklei. Jy hoor die bekleierery. Jy weet so al hierdie goeders jy ontvang al daai inligting, maar nou trigger ons ook uit hierdie inligting uit sonder dat ons dit besef. So elke keer wanneer ek getrigger het, was dit uit 'n agtergrond van goed wat alreeds hier in jou onderbewussyn gestoor is. En dan begin dit deur jou sintuie, dit wat jy weer sien eers gebeur, dit wat jy hoor, wat vir jou eintlik in jou onderbewussyn daai leer gaan oopmaak, dan besef jy, okay, daar's 'n insident, maar jy besef nie dat jy eintlik uit dit uit trigger nie. So jy ontvang dit uit jou sintuie, maar jy trigger ook uit jou sintuie uit. En dit is wat basies met my gebeur het. En so het ek hierdie proses begin, wat ek besef het, maar okay, hier was molestering, en ek het begin om hierdie proses deur te werk. Ja, maar jy het nou besef, okay, ek moet nou deur hierdie proses werk, maar nou sit jy met daai vraag, Here, hoekom sukkel ek? Ek het nou al hoeveel keer vergewe. Ek het nou al 70x7 keer vergewe. En want jy kry dit en dan as jy jouself weer kry, dan val jy maar weer in daai gat. Jy weet, dit is soos 'n bose kringloop. Absoluut. Maar dan sê jy, Here, maar ek het dan nie, I dealt with this. Why am I still battling with it? En dit is wat jy mee deurgegaan het. Absoluut. En ek glo dit is waarmee baie mense deurgaan. Absoluut. Ons verstaan die proses, maar vertel 'n bietjie, jy weet, uit jou ervaring uit. Weet jy, ek wil amper sê, ons as kinders van die Here, okay, want ek was toe nou ook al gered in daai tyd, nê? En ons as kinders van die Here word geleer ons moet die regte ding doen. So met jou mond sê jy, okay, ek kies, jy maak 'n keuse en jy sê, Here, ek kies om daai persoon te vergewe. Maar die persoon doen dit oor en oor. Daar's weer situasies wat gebeur en self met selfvergifnis ook. Ons bly foute maak en ons besef nie eintlik dat ons onsself nie vergewe het nie. Maar hierdie proses het ek besef elke keer as jy vergewe. Mense sê, weet jy, dit is 'n proses en alles. Maar weet ek het in hierdie proses het ek geleer dat die vyand is, ek wil vir jou sê, hy's baie sneaky, hoor. Hy's baie sneaky. En die woord van God sê, hy's die vader van leuns. Absoluut. Okay, Jakobus, ek dink is 8:44 sê, dat hy's die vader van leuns. Hoekom het hy gekom? Johannes 10:10 sê, hy het gekom slegs om te steel. Kan ek dit in Engels sê? Ja, He came only to steal, to kill and to destroy. Dit is sy hele purpose hier op aarde, om ons met leuns te besoedel en dan van ons te kom steel. So wat ek besef het is, hy kom met 'n leuen. So daar's altyd 'n rede oor hoekom ons sukkel om te vergewe. Want jy weet, baie kere gaan jy na mense toe, dan sal hulle vir jou sê, ja, skryf al die goed op die papier neer en dan kies jy om te vergewe. En ek het al die prosesse deurgewerk en tog tree jy nog steeds so op. Tog is dit nog steeds, jy doen skade aan ander mense. Tog kom hierdie goed nog steeds by jou mond uit. Dan dink ek, Here, dan in die aande, want dis nie wie jy wil wees nie. In die aande dan lê jy in jou bed, dan hy jy dan sê, ag papa, dis nie wie ek wil wees nie, maar jy kry net nie hierdie selfbeheersing oor hierdie goed nie. En 'n mens besef nie dat, jy weet, jy kan sê jy het 'n persoon vergewe, maar daar's nagevolge ook.
wat mense aan jou doen het ook nagevolge. So daar kom 'n leuen in en daar's nagevolge. En die oomblik wat ons kan besef dat jy moet deel met die persoon, wat die persoon aan jou gedoen het, die nagevolge wat dit in jou lewe gehad het, en wat sal jou stop of jou verhinder om daai persoon te vergewe? Want jy sien, dit is waar die leuen jou wegkruip, agter hierdie ding. Want daar's 'n rede hoekom ek en jy kies. Daar kan baie verskeie redes wees. Dit kan jou los dat jy in beheer voel, dat jy veilig voel. Jy moet gaan identifiseer wat is die leuen wat eintlik agter dit lê, oor hoekom jy nie regtig 'n persoon kan vergewe nie. Absoluut. So nou, die vraag is nou, hoe het jy nou regtig ontdek wie is Joey? Want ons weet, die vyand het al van 'n jong ouderdom afgekom, en want dit wat die Here op jou lewe geplaas het, hy het 'n goeie toekoms vir jou gehad. Absoluut. Sy plan vir jou was volkome geweest, maar die vyand, ons leef in 'n sondige wêreld. So die vyand kom en hulle het al hierdie dinge dat waardeur jy gaan as 'n jong mens. Dit is nie die plan van die Here nie, maar hy sê altyd alles sal ten goeie uitwerk vir die wat my liefhet. Maar nou het jy hierdie volwasse mens, nou kom jy agter, okay, ek sit nog met hierdie emosies van my verlede. Ek moet vrykom van dit, want wie is ek nou eintlik? Hoe ontdek jy toe nou op die ou end die ware Joey? En hoe jy werklik kon vrykom van daai emosies wat jou so in gevangene gehou het. Jy weet, want dit het jou beheer. Dit het jou absoluut beheer. Dit was soos jy was die puppet aan 'n string gewees vir daai emosies. Maar dit is as gevolg van daai goed wat jy so vir jare saam met jou gedra het. Maar somewhere het jy nou besef, maar ek moet van hierdie goed ontslaa raak en die ware Joey ontdek het. Absoluut. Ek stem met jou 100% saam. En weet jy, hier is die ding wat ek net gou wil ingooi ook, dat God se plan is nie vir my en vir jou om deur wickedness, all evilness and wickedness te gaan nie, dat dit van ons gesteel word nie. So die plan eintlik is dat ek en jy 'n oorwinningslewe moet leef. Dit is God se hart vir ons. So die oomblik wat ek en jy kan besef dat die vyand kom in met sy leuns, want die oomblik as ek en jy 'n leuen glo, okay, dan het ons 'n geestelike oop deur. En die vyand kom in met al hierdie leuns en hy kom sit hulle in so vroeg as uit die moederskoot uit en dan repeteer hy hierdie goed. So dis wat ek moes besef het en ek moes hierdie proses begin deurwerk om te besef, maar okay, as die vyand se leuns, want elke keer is die seer is nie die probleem nie. Dis iemand maak jou seer want jy glo iets wat daai persoon jou laat glo, of jy's 'n failure of whatever ook al verwerp, of jy voel jy's minderwaardig of hoe dit ook al mag sy. So hierdie leuns lê daar. En die oomblik as ons kan besef dat die vyand gebruik die onmiddellike mense in ons omstandighede en hy gebruik hierdie naastes en kom maak ons seer sodat ons 'n leuen moet glo. En dan begin ek en jy uit daai identiteit uitlewe. So waar. So ons begin lewe, want hy sal seker maak, hy gaan hierdie ding repeteer, want hoe meer ek en jy 'n reputasie van 'n ding kry, dan is dit so, ons gaan dit begin glo, want as ek die hele tyd vir jou sê, weet jy wat, jy's dom, en elke keer kom daar 'n insident en iemand sê vir jou, hulle is dom, gaan jy uit daai raamwerk, want soos wat jy glo, so sal dit vir jou wees, en ek moes begin, uit hierdie proses, moes ek begin besef, maar weet jy wat, ek moes hierdie pad met die Here stap, en ek moes elke keer my hart oopmaak, en ek moes elke keer as ek 'n trigger kry, maar okay, wat is die emosie hier? Ek beter gaan kyk, wat is dit wat veroorsaak, dat ek optree soos wat ek optree, en in hierdie proses het die Here my geleer, en ek het al hierdie leuns van regtig uit die oorsprong, want die vyand kom en hy kom sit die saadjie in, en dan repeteer hy, en ek moes die saad gaan uithaal, so die oomblik as jy die saad kan kry, en jy gee dit vir Abba Vader, dan kom Heilige Gees en hy gee vir jou sy waarheid, want God was ultimately nog altyd daar. Hy het jou geskaap, hy weet, hy dan, hoe kan ons sê, hy het nie Satan geskaap nie, hy het die engel, die amazing engel geskaap, maar hy het 'n keuse gehad, en hy het besluit om God te wil wees. Ja. So hy het 'n goeie engel geskaap, maar die keuse het hom laat val. So, God het hom geskaap. Alright? Maar dis nie God se hart gewees, dat ek en jy daardeur moes gaan. Nee. So ek het hierdie proses begin deurwerk, en absolute oorwinning begin behaal, uit al die goed wat met my gebeur het. Wow. Nou, daar is baie keer wat mense gaan vir hulp, en
ons verstaan die proses dat jy moet by die geestelike wortel uitkom. Absoluut. En ongelukkig, Joey, is en ons praat nou uit ondervinding uit, is daar soveel mense wat ons kom sien vir hulp, want hulle kry nie die hulp by buitekant nie. So nou is die vraag, okay, mense hoor nou en sê maar ek het die hulp nodig. Maar ons is ook net 2 mense. Absoluut. Ons is ook net soveel mense wat net soveel mense kan help. Precies. Maar jy het nou 'n stap verder gegaan en gesê, okay Here, ek kan nie duisende mense help op een slag nie. Almal het hulp nodig, maar ek wil graag ook 'n verskil in iemand se lewe kan maak. En daarom het jy die boeke geskryf. Juis om iemand wat vandag hierna luister en sê, hoorie, maar ek het hulp nodig, maar niemand kom by my uit nie, want ek het nie, daar's niemand wat gekwalifiseerd is nie. Maar jy kan dan nou sê, okay, ek het 'n hulpmiddel vir jou gedoen. En ek het die boeke geskryf. En dis die boek van jou sleutel tot oorwinning, wat mense die stappe wys van, as hierdie jou geestelike wortel is, dis hoe jy van dit kan ontslae raak. Maar dit vat commitment. Vertel vir ons 'n bietjie van jou boeke, waar kan mense dit in die hande kry en die koste daarvan? Absoluut. Weet jy, hulle kan die boeke bestel op my webblad. Dit is www.joeynieman.co.za. So altyd boeke is beskikbaar. Ek het inteendeel die hoekom jy 70x7 wil ek omdat dit so vir my so intense ding is, het ek besluit dat hierdie boeke wil ek ook vir mense gratis. Ek wil hê mense moet vrykom. So die boeke is in 'n PDF formaat, is dit beskikbaar in Engels en Afrikaans, beide boeke. En ongelukkig, as jy dit harde kopie wil hê, ek moet betaal daarvoor. My hart is, ek wil dit net uitdeel vir almal. Want die belangrikheid van vergifnis, mens besef nie hoe diep die goed lê nie. So die goed is beskikbaar op my webblad en natuurlik die sleutel tot oorwinning is ongelukkig nie in 'n PDF nie, hy is net in 'n harde kopie beskikbaar. So mense kan dit daar bestel of hulle kan, as hulle wil, my direk ook kontak en hulle kan gebruik 071-866-2473 en dan kan hulle dit direk, maar ek vra asseblief dat mense dit net op WhatsApp sal doen. My nie sal kontak vir die boeke nie. So die boeke wat ek geskryf het, die hoekom jy 70 is daar ook 'n verborgenheid oor hoekom het Jesus gesê 70, hoekom nie enige ander getal nie, hoekom jy 70 maal 7. So dis belangrik dat mense dit sal verstaan ook, want hy gaan vir jou 'n bietjie meer diepte bring. Hierdie boek is regtig baie prakties. Dit is counselling sessions in beide van die boeke. So ek bespreek die boeke, ek verduidelik vir mense presies wat jou omstandighede is, hoe om daarmee te deel en dan die praktiese sessie saam met dit. Fantasties. Maar ek wil ook bysê, en hier is dit, luisteraars, julle moet besef dat hierdie boeke is tot jou beskikking, maar dit gaan jou ook 'n prys kos. Niks in die lewe is verniet nie. Daar is 'n prys te betaal. Jy gaan moet deurdruk. Jy kan nie, as jy hierdie goed wil begin, halfpad opgee nie. Jy moet besluit, weet jy wat? Here, ek wil werklik vrykom. En as jy sê ek wil werklik vrykom, dan is hierdie boeke vir jou. Want dit gaan jou regtig help hoe om te verstaan waarmee jy sukkel, om dit te identifiseer, maar ook om hierdie proses deur te werk. So ek nooi julle uit, as julle regtig wil en jy wil deurdruk. Die vyand gaan alles probeer om jou te stop, maar jy moet vasbyt en deurdruk. Absoluut. Joey, wat se woord het jy vir die kykers vandag? My woord is werklik waar vir elke persoon wat kyk vandag. Wil ek vir jou sê dat die lewe gebeur. Ons moet besef die vyand steel, hy het gekom om van my en jou te steel, om te verwoes en te slag oralste waar hy kan. Maar die hele ding is dat ons moet 'n oorwinningslewe lewe. En as jy bereid is, wil ek vir jou sê, Vader is daar. So, hy staan met oop arms en hy sê, kom, ek wil jou help. Maar ons moet ons harte uitstort. Ons moet oop wees en hom toelaat dat hy kom en ons kom genees. So hy wil ons deur hierdie proses help. So ek wil vir jou sê, as jy kyk na jou omstandighede, baie keer gee ons ander mense die skuld, baie keer is ons kwaad vir God. Dis nie God wat hierdie goeders doen nie. Ongelukkig, dit is nie hy nie. Ja, God sal my en jou leer. Ek gaan dit in Engels sê. He teach, he disciplines and he reproves. Maar ons moet die verskil ken tussen die twee. Wanneer is dit die vyand wat steel en wanneer is dit God wat met my en jou pad wil stap? Want ons almal sing mooi liedjies en ons sê, weet jy wat? Ek vra, U is die pottebakker, ek is die klei.
kom verander my. En wanneer hy wil kom verander, dan sê ons, nee, dis die vyand. So ek wil vir jou uitnooi en vir jou sê, moenie alles sien as negatief nie. Nie alles is sleg nie, is wat ons daarmee gaan maak. Gaan jy bereid wees om daarmee te deel? Absoluut. Baie dankie Joey vir jou getuienis en van die getuienis af wil ons vir jou 'n lekker beker gee waar jy jou koffietjie kan gaan uitdrink. Dankie, dis pragtig. Joey toer die hele Suid-Afrika vol, die hele wêreld. Sy is 'n evangelis. En so jy kan daai beker saam met jou vat waar ook al jy gaan. Absoluut, ek sal baie. En dankie vir jou getuienis. Ons waardeer dit. Baie dankie. Joey se besonderhede sal op die skerm verskyn as jy met haar op haar webtuiste wil gaan kyk vir die boeke en selfs as jy dan dit wil bestel, die harde koppies, asseblief net op WhatsApp dit te kan doen. En dan net die laaste woord wat ek vir julle het. Remember, to take up your cross and to walk daily is om partykeer gaan dit 'n opoffering vat. Partykeer gaan jy moet iets opoffer, maar dit is die moeite werd want dit is hoe ons vry gaan kom en dit is hoe ons die waarheid en die werklike vryheid van Christus in ons gaan ontdek. Ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom.